Ja, goeiemôre en baie welkom by die erediens. Ek moet nou sê dit was my vinnigste groettydjie nog hier by julle. Baie dankie vir julle wat hier is vanoggend. Ek waardeer dit baie. Ek vertrou jy het 'n goeie week agter die rug. Miskien moet ek al ons ma's toewens sterkte vir die skoolvakansie wat nou op hande is. Ons sê in elk geval dankie vir die Here vir sy seën op al ons jong mense se eksamens wat pas verby is. Daar is een verjaarsdag, een lidmaat wat verjaar hierdie week, Chris Ross, verjaar Woensdag. Ek wonder of hy hier is. Sê maar vir hom as jy hom raakloop, ons sê lekker verjaar. As jy nog betyds is en sterkte en die Here se seën vir die jaar wat voorlê. Gemeente, daar is Bybelse verhale en die oorweldige meerderheid Bybelse verhale wat ons van lees, gaan oor sukses en voorspoed. Maar dan is daar ook die teenoorgestelde Bybelse verhale oor mislukking en teëspoed. En terwyl 'n mens baie kan leer uit die Bybelse verhale oor voorspoed en sukses, kan 'n mens net so baie leer, miskien meer, uit verhale van mislukking en teëspoed. En ek dink dan in verhale soos die verhaal van Josef, die verhaal van Daniël en in die Nuwe Testament tyd die verhaal van Paulus. En dan die baie unieke verhaal, daar is geen ander een in die Bybel soos hierdie een nie. Unieke en eintlik eienaardige, raaiselagtige verhaal van Job. Ons begin lees by die eerste vers van die eerste hoofstuk van Job. Job 1 vers 1. In die land was daar 'n man met die naam Job. Hierdie man was opreg en onberispelik in sy optrede. Hy het nie 'n voet verkeerd gesit nie. Hy het vir God ontzag gehad en die kwaad vermy. Daar is vir hom 7 seuns en 3 dogters gebore. Hy het 7000 stuks kleinvee, nou praat ek met die boere, 3000 kamele, 500 paar beeste, 500 donkiemerries en 'n besondere groot werksmag gehad. Hierdie man was meer vermoënd, ryk as enig iemand in die ooste. Sy seuns het die gewoonte gehad om elkeen in sy eie huis om die beurt 'n fees aan te bied. Ons raai dis maar miskien met hulle verjaarsdag. Hulle het dan 'n boodskap gestuur en hulle 3 susters genooi om saam met hulle te eet en te drink. Wanneer die feesdae verby was, het Job hulle laat haal en hulle geheilig. Hy het vroeg in die môre vir elkeen van hulle 'n brandoffer gebring. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle harte gevloek. Job het dit elke keer gedoen. Toe op 'n dag het die hemelwesens gekom om by die Here hulle plekke in te neem in die hemel, 'n hemelse vergadering wat ons bitter min van lees in die Bybel. En die Satan het ook saam met hulle gekom. Satan was 'n senior verhewe engel, sê die Bybel vir ons, met ander woorde 'n engel wat naby aan God was, en hy het hoogmoedig geword en dit was die begin van die val van Satan. Die Here sê toe vir die Satan, waar kom jy vandaan? Die Satan het die Here geantwoord. En hy het gesê, van rond swerf op die aarde en daar rondloop. Die Here het vir die Satan gesê, het jy kennis geneem van my diensknegt Job? Daar is immers niemand soos hy op die aarde nie. Hy is onberispelik in sy optrede en opreg. 'n man wat God ontzag het en die kwaad vermy. Die Satan het die Here geantwoord en gesê, is dit sonder rede dat Job ontzag het vir God? Is dit nie u self wat hom in sy huis en alles wat aan hom behoort aan alle kante afgeskerm het nie? Afgeskerm? Die Ou Testament, die Bybel gee vir ons die geestelike boodskap van ons word afgeskerm. Daar's 'n soort van 'n geestelike heining om ons, om lidmate wat ons nie kan sien nie, onsigbaar, wat ons beskerm. En dit is die geval met Job, sê die Satan, vra die Satan. Sy handewerk het hy geseën en sy veestapel het in die land uitgebrei. Maar steek nou net u hand uit en tas alles aan wat aan hom behoort. Hy sal u beslis in u gesig vloek. Die Here sê toe vir die Satan, kyk, alles wat aan hom behoort is in jou hand. Net nie homself mag jy jou hand uitsteek nie. Die Satan het toe uitgegaan weg van die Here af.
Toe op 'n dag, terwyl die seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom daar 'n boodskapper by Job aan en sê, die beeste was aan die ploeg en die donkiemerries het langsaan gewy. Toe loods die Sabeërs 'n aanval en vat hulle. Hulle het die werkers met die skerpte van die swaard neergevel. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te vertel. Terwyl die nog besig is om te praat, kom ander een daaraan en sê, die vuur van God het in die hemel geval. Let op die mag van Satan. Die vuur van God het in die hemel geval en die klein vee en werkers verbrand en verteer. Net alleen ek het vrygekom om dit aan u te kom vertel. Terwyl die nog besig is om te praat, kom 'n ander een daaraan en sê, Galdeërs het 3 eenhede opgestel, 'n plundertog uitgevoer op die kameeltroppe en hulle gevat. Hulle die werkers met die skerpte van die swaard neergevel, net ek alleen het vrygekom om dit aan u te kom vertel. En terwyl die een nog besig is om te praat, kom 'n ander een daaraan en sê, u seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis. Maar toe onverwags 'n sterk wind van die woestynse kant af kom en die 4 hoeke van die huis tref. Dit het op die jong mense ingestort en hulle het gesterf. Net ek alleen het vrygekom om dit aan u te kom vertel. Job het toe opgestaan, sy mantel geskeur, sy kop kaal geskeer, op die grond neergeval en in aanbidding gebuig. Hy het gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Mag die naam van die Here geprys word. Ondanks dit alles het Job nie gesondig nie en aan God niks ongeryms toegeskryf. Dan hoofstuk 2 kry ons 'n soortgelyke vergadering byeenkoms in die hemel. En daar getuig die Here weer, die Satan is weer daar en sê vir die Satan, ja, het jy gesien, hierdie man wat so godvreesend is, jy het hom getref en soveel teëspoed oor hom gedoen en hy het niks teen my uitgevaar. En wat sê die Satan dan? Tas net sy gesondheid aan, dan sal hy teen die Here uitvaar. En die Here gee toe vir Satan die permissie, die toestemming, jy mag net nie sy lewe vat nie, en die Satan tref Job met swere van sy voetsool tot by sy kop. Weereens die mag van Satan wat ons bitter min in die Bybel van lees, my broers en susters, Satan is magtig, die Here is almagtig. En toe kom Job se 3 vriende, hulle het gehoor van sy rampe, hulle kom om hom te troos. En die Joodse Midde-Oosterse destydse kultuur, hulle sit vir 7 dae lank met hom, by hom op die grond sit hulle sonder om 'n woord te sê, want hulle sien sy smart was groot. En dan begin debatte. Job begin eers praat, en dan een na die ander sy vriende is aan die gesprek. Maar voor ons verder ingaan, kom ons maak net 'n paar sake vas. Eerstens, die geregtigheid wat die Here van gepraat het van Job, was 'n spesifieke doelwit vir hierdie man. Hy het byvoorbeeld as voorbeeld daarvan sy kinders laat roep na elke partytjie en dan 'n brandoffer vir hulle gebring ter vergifnis van hulle sondes, omdat hy bang was, hulle het miskien teenoor die Here gesondig. Die Here self getuig van hierdie man, dis nie dat iemand anders gesê het, hy is 'n besondere in vandag se woord Christen nie, die Here self gesê daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En dan uit die Satan se reaksie kom ons agter, afgesien van die getalle van sy vee, dat hy astronomies in destydse taal ryk was. Die Here se woorde wat getuig het van Job se karakter, sowel as die Here se dade, sy seëning van die man se eiendom, beide getuig van die getrouheid van Job aan sy karakter en sy beginsels. Dit wys vir ons 'n lang termyn, 'n man wat oor 'n lang periode godvreesend, opreg, geregtig gelewe het, en die Here wat oor 'n lang tydperk sy vee so laat aanwas het, dat hy so besonder ryk geword het. En dan alles verloor hy in die kwessie van een dag. En sy reaksie, naak het ek in my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof.
Job slaag in baie ernstige geloofstoets. Hy verloor alles en in sulke omstandighede, soos wat Christene, my broers en susters, sal getuig, wanneer hulle deur periodes gaan van teëspoed en erge teëspoed, dit toets jou geloof, dit toets jou verhouding met die Here, dit toets dit wat jy van die Here verwag, dit toets dit wat jy van die Here dink, dit toets 'n mens se geloof, en daardie verskriklike erge ramp is slaag Job sy geloof toets met vleiende vaandels. Hy wyk niks aan die Here toe nie. Niks, absoluut niks nie. Hy aanvaar dit as alles wat gekom het wat hy het, alles wat hy het, kom van die Here af. Daarom het die Here, omdat hy die eienaar is daarvan, indirek, hy gee dit vir Job, maar omdat die Here dit in die eerste instansie gegee het, bly die Here nog steeds half die eienaar daarvan. Hy kan dit terugvat wat hy gegee het. So Job erken die Here se wil. Hy ken die Here se goedheid. Alhoewel in daai oomblik is daar nie goedheid nie. Veral en dan verloor hy sy gesondheid ook. So hy bly getrou en hy slaag daardie geloofstoets. En dan die tweede toets. Dan kom ons uit by die debatte. En eintlik moet jy die hele boek gaan lees. En as jy so 'n bietjie weet van die boek, dan kan jy meer sin maak van wat is nou hier eintlik aan die gang. Want dit is jou tipiese Midde-Oosterse lang argumente. Maar die punt wat hulle maak, elkeen van sy 3 vriende is, hulle soek by Job die oorsaak. Dit moet wees iets wat Job gedoen het. Hoe nou anders? Job was op een of ander manier onregverdig, boos of wat ook al, en daarom het die Here hom gestraf. Een na die ander, en dan antwoord Job keer op keer met sy onskuld, en hy gee voorbeelde, elke slag, maar sonder dat hy dit besef het Job hom al hoe meer en meer vasgedraai in eie geregtigheid. Met ander woorde, dis ek wat reg is en almal en alles is verkeerd. En het hy al hoe meer subtiel begin die vinger wys na die Here. As hy dan nie skuldig is nie, moet die Here skuldig wees. En hy was reg. Hy was eintlik reg gewees. Die Here was eintlik verantwoordelik vir daardie rampe. Want ons kan aanneem die feit dat die Here alwetend is, het die Here baie goed geweet wat die Satan se reaksie sou wees toe die Here vir hom sê, het jy gelet op hierdie besondere godvreesende man op die aarde, daar's niemand soos hy. Het die Here geweet wat die Satan sou doen. Ons neem dus aan, moet dus aanneem dat die Here het geweet wat sou kan gebeur. So maak nie saak hoe nie, die oorsaak van die alles bly die Here. Want as die Here niks gesê het, wat die Satan sou geantwoord het met rampe in Job se lewe nie, sou niks gebeur het nie. So, is die Here dan skuldig? Was die Here verkeerd? Wat is hier aan die gang? Dis miskien die grootste worsteling, my broer en suster, vir Christene wat deur erge teëspoed gaan. Hulle sal vir jou sê, ek weet waarvan jy praat. Maar dan begin jy die vinger wys na die Here. Erge teëspoed. Hoe dan nou? Here, U is dan goed. Here, ek is 'n getroue Christen. Here, ek gereeld kerk toe. Here, ek gee my 10de. Jy soek na jouself. Wat ek gedoen het, is die oorsaak van hierdie erge teëspoed wat my en my gesin getref het. En dan, as dit uitgerek word oor 'n langer tydperk, dan een vir een gee al wat 'n Christen is in vir die versoeking om die vinger te wys na die Here. As dit nie ek is nie, Here, dan is U die oorsaak. U moet die oorsaak wees, want U is almagtig, daar's niks wat met my gebeur wat U nie toelaat nie. So hoe dan nou? En dan is dit die worstel. En dis die ergste worsteling, is daai worstel met die Here. Erge teëspoed, is die Here die skuldige party. As die Here goed is, hoekom gebeur
erge teespoed met getroue Christene. Ek het reekse daaroor gepreek. Dit is so belangrik dat ons hiermee beklei. Dat ons nou daarmee worstel. Dat ons nou daarby uitkom. My broers, dit maak vir jou soveel meer. Jy's baie meer bemagtig wanneer jy daar uitkom om die regte vrae te vra en jy het alreeds die regte antwoorde. Dan is 'n mens geestelik paraat, geestelik voorberei. Daar is 'n sleutel. Soos 'n deur 'n sleutel oopsluit na 'n vertrek dat jy kan ingaan, is daar 'n sleutel in die Jobboek wat alles ontsluit. Wat alles vir ons uitlê, wat alles verstaanbaar maak. En ek het persoonlik vir jare en jare en jare het ek daardie sleutel het dit my ontwyk. Ek het dit nie raak gesien nie. Ek het die boek hoeveel keer deurgelees. En tot die Here my by hierdie vers uitgebring het. Job 3 vers 25. En daar sal u sien 3 vertalings. Die eerste een is die 2020 vertaling. As ek vrees, sê Job, as ek vrees vir 'n verskrikking, dan kom dit oor my. Waarvoor ek bang is, oorval my. Die tweede vertaling, as ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my, en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Die New King James vertaling, baie goeie vertaling, net soos die 53 vertaling. For the thing I greatly fear has come upon me, and what I dreaded, wat ek baie bang voor was, has happened to me. As ek bang is, dan gebeur dit met my. Verlede tyd. Met ander woorde wat hy sê is, voor elke van hierdie 4, daar was 4 plaae van teëspoed. 4 gebeurtenisse, die een na die ander. Die eerste plaag, die osse in die donkies in die werkers. As ek vrees vir die verlies van my donkies, dan gebeur dit met my. En dit sal ons hier vind. Wat hy voor bang is, het met hom gebeur. 4 keer. Die tweede vraag, die vuur in die hemel, wat die Satan in staat is om te doen. In die Openbaring boek, my broers, gaan jy weer lees van die mag wat Satan het, om 'n beeld wat gemaak is, lewe te gee, en daai beeld te laat praat. Die derde plaag, die kamele is almal daarmee heen. Die 4de en sy kinders is dood. Voor elkeen van dit het hy daaraan gedink en was hy bang, ek verloor dit. Vrese wat eintlik, as mens by hierdie man uitkom en sy getuienis van die Here af, God vreesend, opreg en geregtig, dan is dit eintlik tragies. Tragies dat iemand wat soveel van die Here gekry het, vir soveel jare lank bang is. Tragies en skokkend. Die rykste man in die wêreld het daai deel, en die Here het alles vir hom gegee, deur baie jare se seëning. En die Here het net bly gee omrede Job se getrouheid en sy godvreesendheid. Hoe sou hy dan bang wees wat die Here vir hom gegee het? Maar 'n belangrike vraag. Hoe lank, Job? Vertel tog vir my. Ek gaan ook in die hand kry eendag slip en sê, vertel vir my. Hoe lank was jy bang dat jy as gaan verloor? En is dit nie tekenend van vandag se lewe nie? My broer en suster, ek het met elke keer wat ek dit uitgevind het, dit het my geskok. Hoeveel tyd die baie ryk mense afstaan om dit wat hulle het te verskans. Hoeveel energie en tyd spandeer mense deur hoeveel wette en skemas en stelsels wat ander mense gaan studeer op universiteite voor, wat hulle daar stel vir baie ryk mense, om soveel as moontlik van jou geld te beskerm. Te beskerm teen belasting. Wat is 'n gewilde manier? Ek vat my geld uit die land uit en ek sit dit daar op 'n eiland in een van daai plekke waar
ek niemand vir my belasting gaan vra. En so Job, dieselfde mindset. Ek het nou so baie, ek is bang ek verloor dit. Vrese. En kom ons kyk nou, kom ons kyk nou na alles vanuit die Here se perspektief. Maar dis die Here wat alles aan die gang sit. Die Here het die bal aan die rug gesit. Die Here het geweet Satan gaan Job tref met teëspoed, want dis Satan se karakter. Hoekom het die Here alles op hom losgelaat? Hier is die Vader wat lief is vir hierdie man, daar's niemand soos hy op hierdie aarde nie. Dink net hoe lief was God vir hierdie man, wat soveel erns gemaak het om reg te lewe, om Godvreesend te wees, om te gaan offer vir die sondes van sy kinders na 'n partytjie. Hoe het die Vader gevoel dat hy hierdie man jaar in 'n jaar uit seën, en hierdie man se antwoord terug aan die Here was vrees. Ek seën jou en wat ek kry by jou is vrees. Hoe voel jy as jy sou gee vir jou kinders en hulle reaksie is bang? Wat gaan jy voel as ouer? Dis waar die Vader vandaan. Sy seën aan Job het alles behalwe seën geword vir Job. Wat help dit Job? Hier sit jy met al daai duisende stukke vee. En jy is vasgevang in 'n tronk van vrees. Hoeveel seëning is dit vir jou werklik, Job? Hoe geseënd is jy werklik as jy heeltyd vrees? Hoe moes die Here gevoel het? Hoe lank het die Vader nie vir Job se vrees geduld nie? Hoe het daardie vrese, die Here se seëning en vir Job nie eintlik elke slag in die wiele gery nie? Hoe kon God aanhou om hierdie geliefde man te los in die tronk van vrees? Daarom het die Here besluit, hierdie man gaan ek vrymaak. Ek gaan hom vrymaak. Job 42. Job 42, vers 10, 12 en 13. Die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. En die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin, en hy het 14.000 stuks kleinvee. Hy het 7.000 gehad, 2 maal soveel. 14.000 stuks kleinvee en 6.000 kamele en 1.000 paar beeste en 1.000 eselinne gehad. En dit was die Here se antwoord. Kom ek vat alles weg. En ek gee hom alles terug. En ek gee vir hom 2 keer soveel terug. Hoeveel vrees het Job oorgehad, my broer en suster, nadat hy die eie mag gesien het? Die almag van God. Daar is niks soos die almag van God. Hy het elke dag van sy lewe, met elkeen van daardie duisende wat meer en meer en meer geword het, het hy God se almag gesien. En agter die Here se almag, vergifnis van sy vrese. En agter die Here se vergifnis, liefde. Dis waar alles vandaan kom. Maar alles kom van God se liefde af. Hierdie arme man wat die Here geseën het, toegesluit in sy eie tronk van ongeloof, eintlik van vrese, het die Vader besluit, ek gaan hom vrymaak. En dis hoe die Here werk. Op die oog af kan jy dinge nie verstaan. Hoeveel Christene kom, broers en lidmate en dominees met sulke voorvalle, ek kan nie verstaan hoekom die Here dit en dat in my lewe toelaat. En die antwoord is altyd, begin by jou. Wat wil die Here hiermee doen in jou lewe of jou vrou se lewe? Wat wil die Here jou van vrymaak? Is daar nie iets wat die Here jou van vrymaak nie? Is hy nie al lankal
jare besig om vir jou jammer te voel oor hierdie of daardie vrees waarin jy jouself vasgedraai het. Waarvoor is jy bang? Vryheid, deur dit weg te vat en terug te gee. Hoe dink u was dit moontlik geweest vir Job om na dit weer vir 'n enkele oomblik bang te wees? Hoe kan jy bang wees vir God wat vir jou geseën het en hy kom en hy gee vir jou 2 keer soveel? Die wonderlike genesing van vrees is altyd God se almag. Agter God se almag vergifnis, agter die Here se vergifnis geduld, agter baie dinge wat ons van die Here ontvang. Heel agter en heel onder is sy liefde. En daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. Dis al wat hy nie 2 keer soveel gekry het. Weereens die kinders. Die diepere kwessie hier, waarvoor ek nie 'n antwoord het, is wat van daai onskuldige kinders wat dood is? Hoe weeg dit op? En die werkers, né? By elkeen van daai 4 pla van teespoed is werkers oorlede. Het hulle betaal met hulle lewens vir Job se lewe? Hoekom? Hoe weeg daardie dood op teen die lewe wat die Here vir Job teruggegee het eintlik? Hy het nie lewe. Hoe weeg dit op? En daarvoor het ek nie antwoord nie, my broers. Dit kan nie die Here vir ons eendag vertel. En ek sien uit na daardie antwoord. Amen. Hemelse Vader, ons kan simpatiseer met hierdie man. Want ons het elkeen ook ons oomblikke van vrees. Ons het elkeen ook ons onsekerhede en vraagtekens en vrese in die toekoms. Want ons is nie in staat om alles te voorsien en alles te beheer nie. Ons is afhanklik vir U daarvan. Maar dat ons deur hierdie man se lewe dit in ons harte kan vasmaak. U is altyd almagtig. U het altyd 'n antwoord. U het altyd te doen met alles wat in ons lewe gebeur. Al kan ons nie kop en sterk uitmaak soms van omstandighede wat by ons uitkom nie. Al worstel ons met U goedheid. Ons verstaan net nie en ons sien net nie. Dat ons deur hierdie baie belangrike les van die Bybel, Here, kan vir ons vasmaak. Here, help vir my dat vrese nie vir my sonde word nie, dat vrese my lewe nie oorweldig nie. Help vir my elke dag om my vrese aan U oor te gee, sodat ek my toesluit in 'n tronk, terwyl U so graag vir my wil seën nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.